Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons is besig om te praat oor al die foute van 'n kitsdenke, kitssamelewing. En dat as ek en jy regtig wil groei en verander en God regtig wil leer ken, gaan dit tyd vat en toewyding vat. Ons leer dit ook by die skepping. Hoor wat sê Prediker 11 vanaf vers 6 af. Saai jou saad vroegoggend, maar moenie ophou as dit aand word nie. Jy weet nie watter een suksesvol sal wees en of albei saam 'n goeie oes sal lewer nie. Hy sê jy saai nou saad en jy kan nie dadelik sien of hierdie saad gewerk het, of dit gevat het en ontkiem het en gaan groei het nie. Jy sien die skepping leer ons iets van geduld. Dinge groei met moeite, met tyd, met liefde, met deernis. En ek het nou self 'n plaaslewe wêreld in my en iets van die skape, die beeste, die landerye, alles funksioneer met tyd en geduld en vertroue. As jy 'n kitsoplossing soek, is 'n boerdery nie die antwoord nie. In die ou tye, jare terug toe plase nog verder was van die dorpe af en vervoer moeiliker was, enige werk het 2, 3, 4 weke of maande gevat, want dit is tyd, dis moeite. Maar iets daarvan is binne 'n boer geleer van, as jy wil groei hê, as jy 'n oes wil hê, as jy wil verandering hê, dit gaan tyd vat. En ons samelewing het dit verloor. Alles is om die hoek, om die draai, by my, vinnig, gou, kry dit. En ons het ongeduldig geraak, ook met God, ook met ons eie gees en ons eie siel en ons verandering. Wil ek nie maar so 'n bietjie teruggaan na die ou weë toe nie, né? Teruggaan na die goeie beginsels toe van geduld, oefening, deursettingsvermoë en geestelik groei soos God dit wil hê nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir dit wat ons kan leer uit die skepping uit. Hoe 'n boom jare vat om groot en sterk te word. Hoe 'n oes deur 'n seisoen moet gaan voordat hy kan ontkiem en vrug dra en kos op die tafel sit. En so kan ons leer, Here, dat goeie dinge vat tyd. Dankie daarvoor, Here. Mag ons geduld met ons geestelike groei ook beoefen. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.